Nou ja, hartelijk goeie dag weer, liewe vriende. Baie welkom by nog 'n aanbieding of 'n aflewering of 'n geselsie oor die skrif en dit wat vir ons in die Bybel belangrik is en die onderskeiding wat ons moet hê om die woord van die Here reg te sny, soos Paulus vir Timoteus gesê het in 2 Timoteus 2 vers 15. Ons het al by 'n vorige geleentheid bietjie gepraat oor die twee verskillende evangelie aanbiedings wat ons in die skrif kry. Een ten opsigte van Jesus se aardse bediening en die 12 disippels en hulle boodskap van die koninkryk aan die kinders van Israel, die volk Israel, en dan die bediening of die evangelie van die apostel Paulus aan die nie-Jode en die heidene, die verskillende maniere hoe die evangelie aanbiedings aangebied is. Nou, jy sal onthou dat ons gesê het dat die Jode 'n fisiese koninkryk verwag het. En juis Jesus verwerp het toe hy nie aan hulle verwagting voldoen dat die Messias wat sou kom, hulle sou kom verlos het van die mag van die Romeine nie. En verwerp hulle Jesus en draai die evangelie of die aanbieding begin dan waar God die reddende genade van Christus se kruiswerk deur die apostel Paulus aan die nie-Jode aanbied. Met ander woorde, die Jode het 'n fisiese aardse koninkryk verwag wat Jesus of die Messias dan eerder op die troon van Dawid in Jerusalem sou sit en regeer. Wat toekomstig is. Die evangelie wat aan die heidene of die nie-Jode gebring word, was 'n geestelike koninkryk waar Jesus deur sy kruiswerk en deur die inwoning van die Heilige Gees in die persoon wat hierdie evangelie glo en aanneem volgens 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4, hy in die hart van die kind van God kom woon en hom dan verseël en vir hom 'n geestelike koninkryk skep, as ek dit so kan sê, wat 'n erfenis is wat dan vir ewig sal wees en word dan die heiden in die liggaam van Christus ingedoop. Nou, ons gaan 'n bietjie later daarby stil staan om deel te word van die liggaam of dan die kerkdispensasie wat ons heiliglik dan nou betree. En wil ek dan nou vanmiddag so 'n bietjie verder gaan en met jou praat oor twee verskillende bedelings en met fokus hulle verbintenis aan of hulle assosiasie met die Heilige Gees. Ons is pas by Hemelvaart verby. Ons is in die aandtog tot Pinksterdag. En dit is belangrik tog dat ons na hierdie aspek ook dan nou vandag kyk. Twee bedelings en hoe die verskillende bedelings hulle verbind aan en assosieer met die uitstorting van die Heilige Gees of dan die ontvangs van die Heilige Gees. Wil ek dan in die eerste plek by jou stil staan by die Jode op Pinksterdag. Wat het gebeur en wat is die uitvloeisel van die vervulling of die uitstorting, kom ek sê eerder so, van die Heilige Gees, wat hy dan op Pinksterdag op 120 mense uitgestort is, en hoe hulle vervul is om 'n taak te verrig. Nou kom ons kyk so 'n bietjie na die gebeure van Handelinge hoofstuk 2. Petrus se toespraak op Pinksterdag is in wese 'n moordaanklag teen die volk Israel. Hy kla hulle aan dat hulle Jesus vermoor het. Want toe die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, het
die 120 deur die stad gegaan op die fees van die weke, die Pinksterfees, en die boodskap van Jesus verkondig, en die mense het gedink dat hulle dronk is, omdat hulle in verskillende tale gepraat het, en het was vir sommige 'n warboel van tale wat hulle nie verstaan het nie. Maar die mense wat op Pinksterdag, Jode wat op Pinksterdag, want dit is een van die feeste wat hulle moes na Jerusalem toe gaan, was dit Jode gewees wat uit ander streke gekom het, wat nie almal Aramees gepraat het. En daarom het hierdie verskynsel plaasgevind, sodat die evangelie aan die Jode met verskillende tale, in hulle eie tale, hoorbaar was. En nou lees ek aan die einde van Petrus se gesprek, kom hy in Handelinge 2 vers 36, en hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, die Here en Christus gemaak het, Jesus, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. So hy sê vir die disippels, vir die volk, wat op Pinksterdag by mekaar is, en die boodskap van die 120 hoor, dat God het Jesus die Messias gemaak, maar julle het hom vermoor. En dan sien ons die aksie in Handelinge 2 vers 37, toe hulle, die volk wat wie Petrus nou gepraat op Pinksterdag, toe hulle dit hoor, dat hulle die moordenaars van die Messias was, die Christus was, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Met ander woorde, op hierdie oomblik het die mense in Jerusalem besef dat hulle die Messias verwerp het deur hom te vermoor, en hulle bekommernis is nou, wat gaan nou van ons word? Is dit nou verlore? Is die koninkryk 'n einde? Het ons nou gemaak dat die Messias wat ons gekruisig het, nou nie meer vir ons koning gaan wees nie? Vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, en let nou mooi op wat Petrus sê, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat moet ons doen, is die volk se uitroep. Petrus sê, 'n klompie dinge. Nommer 1, bekeer julle, kom tot stilstand, erken dat julle verkeerd gedoen het, en dat julle wil breek met dit wat julle aan geglo het, en hoe julle mislei is, dat julle verstand sal verander, sodat julle harte verander kan word. En as jy jou bekeer, moet jy gedoop word, elkeen gedoop word, in die naam van Jesus Christus. Met ander woorde, hierdie waterdoop was die vereenselwiging en hulle verbintenis aan, en die erkenning dat, alhoewel hulle Jesus as Messias vermoor het, dat hulle hom erken het as Messias nou. En hierdie doop, hierdie uiterlike teken van hierdie innerlike daad, wat hulle deur water doop, Jesus as Messias, as die Christus erken, sal lei tot die vergewing van hulle sondes. So met ander woorde, ons wil aflei, dat as hy nie gedoop was nie, dit deel van die voorwaarde was, om Jesus te erken as die Messias, en dus daai sonde nie vergewe sou word nie. So hulle word in 'n regte verhouding, deur hulle bekering, en die erkenning dat Jesus die Messias is, gedoop.
'n uiterlike teken van 'n innerlike daad wat sal lei tot die vergifnis van hulle sondes. En dan sê hy, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Net soos die 120 die Heilige Gees ontvang het en uitgestuur is, en ons gaan nou 'n bietjie daarby kom, om die evangelie van die koninkryk te verkondig, sal julle ook die Heilige Gees ontvang, om dan die opdrag van die koninkryk en die evangelie van die koninkryk dan te deel. Vers 39 sê, want die belofte, die feit dat julle moet bekeer, julle moet doop om Christus julle te vereenselwig, te erken, julle sondes vergewe kan word, en julle die gawes van die Heilige Gees ontvang. Hierdie belofte kom julle toe en julle kinders. En almal wat daar ver is, met ander woorde, almal wat in die ander lande gewoon het, die Jode, was nie op Pinksterdag met mekaar nie. So hulle moes teruggaan en hulle moes uitgaan om dan vir die ander wat ver is en ook vir hulle kinders van in hierdie belofte in te trek. Sodat vers 39b, die wat die Here onze God na hom sal roep, sal bereik sodat God hulle kan intrek en hulle ook dieselfde keuse laat maak. En nou sê vers 40, en met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Maar wie is die verkeerde geslag? Dis die skrifgeleerdes en die fariseërs en die godsdienstige leiers wat met die kruisiging by die Pasgafees hulle aangehits het om Jesus as Messias te verwerp. Hy sê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En dan sê vers 41, die wat toe die woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. Waterdoop, hulle het hulle bekeer, hulle is gedoop, hulle het Jesus erken as die Messias, hulle sondes is vergewe, hulle ontvang die Heilige Gees, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hierdie is nie die Nuwe Testamentiese kerk. Dit het nog nie bestaan tot Handelinge 9 nie. Hierdie was dan deel van ons noem dit die Messiaanse kerk, waar die fokus van Jesus se aardsbediening en die apostels was om die evangelie van die koninkryk met die Jode te deel. So dis die gebeure op Pinksterdag. Die Pinkstergelowiges, hulle wat hierdie woord nou aangeneem het, wat Jesus aanvaar as Messias, wat gedoop is, wie se sondes vergewe is, en wie die gawe van die Heilige Gees ontvang, hierdie gelowiges, in Handelinge 2 vers 38, moes geïdentifiseer word met die Heilige Gees, en sy krag, om die evangelie van die koninkryk te gaan verkondig. En jy terugvat na die verwagting wat die Jode gehad het. Selfs nadat Jesus opgestaan het, lees ons in Handelinge 1 vers 6 tot 8, was hulle steeds die verwagting gehad dat Jesus nou gaan koning word. Want die wat mekaar kom vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd, gaan u nou die koninkryk van Israel oprig? Gaan u nou koning word op die troon van Dawid? Dit was hulle verwagting, want die Ou Testamentiese profete het vir hulle gesê in Jesaja 9 vers 6, dat daar gaan 'n koning word, sy naam is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, die Vredevors. Hy gaan koning word op die troon van Dawid, en sy koninkryk gaan vir ewig wees. Gaan hy nou die koninkryk vir Israel oprig? En Jesus antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of die geleentheid te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Wat sê hy vir hulle? Julle mis die tyd. Dis nie belangrik dat ek nou koning word nie. Dis belangrik dat julle nou toegerus word om die evangelie van die koninkryk te gaan verkondig. Dis nie nou die tyd vir die koninkryk nie. Hy sê, dit kom julle nie toe om die geleenthede en die tyd te weet wat die Vader bepaal het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle
die wat gelowig geword het, sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Hier word die opdrag deur Jesus weergegee wat hy soortgelyk in Matteus 28 vers 19 gee. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. 'n tweede rede hoekom hulle bekeer en los moes kom van hulle ongeloof, was dat hulle self van die ongelowige broeders in Israel moes afskei. Hulle moes loskom van die tradisie van Judaïsme, wat Jesus nie as Messias wou aanvaar nie. Want vers 40 sê, hy vermaan hulle met baie woorde en besweer hulle en vermaan hulle sê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die geslag wat julle geleer het, julle gebring op die plek waar julle Jesus as Messias gekruisig het. So belangrik op Pinksterdag dat hulle moes Jesus aanneem as die Messias, gedoop word, waterdoop, hulle sondes daardeur vergewe word, hulle die Heilige Gees ontvang, maar ook dat hulle sal loskom uit die tradisie van Judaïsme. En soos wat ek dit nou maar noem, reg of verkeerd, deel word van die Messiaanse kerk. Christus het dus die Heilige Gees uit die hemel vir hulle gestuur. Hulle doop het hulle met Jesus, die Christus, die Messias, geïdentifiseer. Die ontvangs van die Heilige Gees, wat hy sê, julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, was die toerusting daarna om die evangelie van die koninkryk met die res van die volk Israel te deel. En maar vir 'n oomblik, ons moet bietjie beweeg na Jesus se vorige gesprek met die disippels en Petrus se antwoord in in Matteus hoofstuk 16. Petrus word die apostel van die Messiaanse kerk of dan die Jode. Want Handelinge 16 begin en Jesus vra vir die disippels, wie sê die mense is ek? En die disippels sê, sommige sê, u is Johannes die Doper, sommige sê, u is Elia, ander sê, u is 'n goeie profeet. En Jesus vra vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En nou lees ons in Matteus 16, vers 16 tot 19. En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, u is die gestuurde Messias van die Ou Testament. U is die Messias. U is die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Ek wil jy moet net vir 'n oomblik kyk, dat wanneer Petrus die stem van die Here hoor, van God hoor, maak hy hierdie wonderbaarlike openbarende uitsprake dat u is die Christus. Maar by 'n ander geleentheid sê Jesus vir hom, hy gaan sterf, en hy roep Jesus eenkant en hy bestraf hom, hy sê vir hom, u sal gewis nie sterf nie. En Jesus moet vir hom sê, Petrus, jy luister nie na God se stem nie, jy's 'n duiwel, jy wil die ander mislei deur my te verbied om te sterf, ek moet sterf. Ek is nie nou die Messias wat jou koning gaan word nie, ek is die diensknegt wat moet sterf. Maar hier sê hy, salig is jy, want my Vader in die hemele
het dit aan jou geopenbaar. En nou sê Jesus vir Petrus, en ek sê ook vir jou, nie net dat jy salig is nie, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Petrus word die apostel, die hoof, die klip, die fondasie, waarop die messiaanse kerk gebou word. Hy sê op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig. Daar is talle pogings al aangewend, om hierdie messiaanse kerk, hierdie Joodse belewenis en verwagting te laat sterwe. En nou sê hy, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. Nou gaan hy aan verder, hy sê, dit wat jy bind in die hemel sal gebind wees, dit wat jy ontbind sal ontbind, dit wat jy bind op die aarde sal gebind wees, dit wat jy ontbind op die aarde sal ongebonde wees. So met ander woorde, Petrus kry die autoriteit om sekere take van gesag uit te voer, wanneer die koninkryk sal plaasvind. En die koninkryk is 'n toekomstige fisiese koninkryk. Dit het niks uit te waai, dat Petrus die hemel vir mense kan toesluit of oopsluit, soos wat die apostels glo, die nuwe en die ou apostels, en soos wat die Rooms-Katolieke kerk glo, dat jy deur die apostels en deur die biskoppe jou sondes kan vergeef. Die sleutels gaan oor die sleutels van die koninkryk. En Petrus word die apostel van die Joodse kerk, of dan die messiaanse kerk. In die tweede plek, wil ek ons moet stilstaan by die heidene, of dan al die ander volke wat nie etniese Jode is nie. En dit is 'n ander deel van God se koninkryk. In Efesiërs 4 lees ons, Paulus sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hy praat met gemeente in Efese, heidene, wat deur die boodskap van Paulus, na Handelinge 9, toe hy tot bekering gekom het, terwyl hy op pad was Damaskus toe, om die messiaanse kerk, die Joodse kerk dan te vernietig. Kom hy tot bekering, en praat hy nou met mense, wat nou tot Jesus aangeneem het, as hulle verlosser en saligmaker, heidene. Hy sê, ek vermaan julle, dat julle mekaar in liefde moet verdra, met nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, en julle moet wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, as kinders van die Here. En vers 3, ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Nou wat is die band van vrede? Wat is hier die eenheid, waartoe Paulus die gemeente in Efese toe oproep, wat saamgebind word en saamgebring word deur die Gees? Dit, sê vers 4, is een liggaam. Paulus sê op 'n paar plekke, dat die Nuwe Testamentiese kerk, die heidene, deel word van die liggaam van Christus. Een Gees, soos ek ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hierdie Gees, hierdie eenheid van die Gees, wat hulle saambind as liggaam, is die inwoning van die Heilige Gees, wat hulle by mekaar bring en hulle onder die hoof van Christus inbring, die hoof,
een Here, een geloof, een doop, een God, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Die Nuwe Testamentiese kerk of die weergebore heidene, vandag moet hulle self identifiseer met die liggaam van Christus en alle seën wat God aanbied deur genade en deur die voltooide kruiswerk in Christus deur die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees is die een wat die kind van God, wat Jesus aangeneem het en die evangelie van 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 geglo het, dat die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13, die onderpand, die waarborg word van hulle saligheid, hy in die hart van hier die kind van God kan woon, hom deel maak van die liggaam, en dus die Heilige Gees plaas die kind van God nou in Christus. Paulus sê, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding is verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ons doop, hierdie een doop van Efesiërs hoofstuk 4, is my vereenselwiging met die dood en die opstanding van Jesus. Dit is nie waterdoop. Waterdoop was vir die Jode om hulle te identifiseer met Christus as die Messias, met Jesus as die Messias. Daarom sê Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Omdat die doop gekoppel is aan vergifnis van sondes, en hierdie doop is nie die waterdoop. En ek gaan nou vir jou wys hoekom ek so sê. Paulus skryf aan die gemeente in Rome. In Romeine hoofstuk 6 vers 3 en verder, hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, ons vereenselwig met die dood van Jesus, daai doop, is in sy dood gedoop. So aan die woorde, hierdie doop is nie water nie. Hierdie doop is, ek vereenselwig my in Christus deur die Heilige Gees, is ek gedoop in die dood van Christus. Ons is dus almal saam met hom begrawe, hoor nou, deur die doop in die dood. Ek sien myself saam met Christus sterf, en ek sien myself saam met Christus opstaan. Paulus bid vir die gemeente in Efese, in Efesiërs 1 vers 15, hy sê, dat julle verligte oë van die verstand kan kry, want met dieselfde krag wat God Jesus opgewek het, kom in hoofstuk 2 van Efesiërs, hy sê, met daardie selfde krag wek hy jou saam met Jesus op. En daarom moet ek my vereenselwig, doop in die dood van Christus, my vereenselwig met sy sterwe, sodat hy met dieselfde krag waarmee Jesus opgewek het, my ook in 'n nuwe lewe in Christus kan opwek. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe, kyk nou, kan wandel. Ek sterwe, sien myself, ek vereenselwig my met die sterwe, my sondes op hom, sy geregtigheid op my, 2 Korintiërs 5 vers 21. En as ek dan opstaan, staan ek op in 'n nuwe lewe, sodat ek in hierdie nuwe lewe nou kan wandel, want die ou lewe is aan die kruis van my sondeskuld saam met Jesus vasgenaal en afgehandel. Die een doop is nie een wat identifiseer met die Heilige Gees se koninkrykskrag nie. So dis hierdie doop is nie dieselfde doop as die doop waarmee die Jode in Handelinge 2 vers 38 gedoop is nie. Dis nie my vereenselwiging met die Heilige Gees se krag tot die verkondig van die evangelie, maar met Christus
en die krag van sy kruis. Die Heilige Gees kom word die toepasser, die uitleef van dit wat Jesus vir ons aan die kruis bewerk het. Dit is die een dood en die een liggaam waaroor Paulus praat, en nie die waterdoop van Pinksterdag nie. En daarom is belangrik dat ons gebruik in die gereformeerde kerke, gebruik ons Handelinge 2:38, hierdie belofte kom julle toe en julle kinders, om te sê dat ons kinders moet doop. Dit het niks uit te waai. Want die vraag bly steeds. Ek maak 'n besluit, kan ek aanvaar as ouer, dat ek my kind sal leer om Jesus te aanvaar as verlosser, maar dit het vir hy kind niks betekenis nie, want hy's 'n baba. En daarom kan dit nie die doop wees van Pinksterdag. Daarom kan hierdie belofte nie vir ons kinders wees, want ons kinders word nie gedoop om hulle sondes te vergewe. Ons kinders moet Jesus aanneem as hulle verlosser en saligmaker en deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus ingedoop word, sodat ek in Christus 'n nuwe skepsel kan wees. Efesiërs 4:4 sê, dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en in julle almal is. Paulus is die apostel van die Nuwe Testamentiese kerk, of dan die liggaam van Christus. Onthou nou, Matteus 16 het gepraat van Petrus as die apostel vir die Messiaanse kerk. So word Paulus die apostel van die kerk of die liggaam van die Here Jesus. Romeine 11:13 sê, want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. Op 'n paar plekke sê Paulus, hy is die gestuurde vir die heidene. Romeine 15:16, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God. Onthou nou, die evangelie van die koninkryk was 'n toekomstige koninkryk. Die evangelie van God gaan oor 'n geestelike koninkryk, waar hy die koning van my hart word deur die inwoning van die Heilige Gees, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die inwoning en die werking van die Heilige Gees. 2 Timoteus 1:11, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Paulus word die apostel van die Nuwe Testamentiese kerk of die liggaam van Christus. Ek maak 'n gevolgtrekking. Daar's duidelike verskille tussen die twee bedelings en die twee verskillende bedienings. Daar's 'n baie duidelike verskil in die ontvangs en die uitstuur deur die Gees. Die twee dope is hier ter sprake. 1, die doop met water, wat die vergifnis van hulle sondes insluit, en die toerusting deur die Heilige Gees om die boodskapdraers te word van God aan mede-Jode. Die doop van Efesiërs 4 sê, die vereenselwiging, Romeine 6:4, die vereenselwiging met die dood en die opstanding van Jesus tot die invoeging van die kind van God wat dit aanneem in die liggaam van Christus deur die inwoning van die Heilige Gees. Daar's 'n beduidende verskil tussen die twee posisies van hierdie twee bedienings. Die eerste bediening van Jesus en die apostels aan die Jode praat van 'n toekomstige koninkryk. Die bedeling en die posisie van die bediening van die Nuwe Testamentiese kerk van Paulus is 'n koninkryk vandag. Vir die Jode is dit die ingang van die koninkryk fisies, en vir die heidene is dit 'n dag vir dag lewe met 'n lewende erfenis
omdat die Gees die waarborg word van jou erflating, as jy Efesiërs 1 vers 13 lees. 'n laaste woord. Die volk Israel het nie die opdrag voltooi wat aan hulle gegee was in Handelinge 1 vers 8 en in Matteus 28 vers 19. Maar ons lees dat met die vervolging van die Messiaanse kerk is die kerk verstrooi en net die apostels het na die sterwe van Stefanus in Jerusalem agtergebly. Want dis waar Paulus later in Handelinge 15 die kerk van Jerusalem gaan besoek met daardie eerste synode om te vertel dat die heidene ook Jesus aangeneem het. En hulle dan later vir hom die regterhand gee en sê, ons is vir die besnedenis vir die Jode, jy is vir die onbesnedenis, die heidene. Die apostel Paulus word dus die eerste bekering, alhoewel hy 'n Jood is, van die bediening van die heidene. Die genadedispensasie met die geboorte van die kerk of die liggaam van Christus begin dan eers na Handelinge 9. So aan die ander woorde, die 3000 wat op Pinksterdag bygevoeg is nie die ontstaan van die Nuwe Testamentiese kerk. Dis die byvoeging van die reeds gelowiges onder Joodse geleerdere, die Messiaanse kerk. Eers word met die bekering van Paulus, word hy die eerste lid van die liggaam of die kerk van die Here Jesus en gaan verkondig hy die evangelie aan die heidene, sodat hulle deel van die liggaam van Christus kan word gedurende hierdie genadedispensasie. Het is belangrik dat jy ook sal onthou, dat elke Jood gedurende hierdie genadedispensasie tot inkeer kom of tot bekering kom, die evangelie aanbod van 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 aanvaar en gered word en kind van God word deel van die liggaam van Christus. So met ander woorde, nou sê Efesiërs 3 dat daar nie meer onderskeid tussen Jood en heide nie. Almal wat Jesus nou aanneem volgens die evangelie van Paulus word deel van die liggaam. Die enigste uitsondering is nou die res wat nie Jesus aangeneem het, die Joden en heiden, sal gedurende die verdrukking moet volhard tot die einde toe, Matteus 24 vers 13, deur nie die merk van die antichrist aanvaar nie, om dan gered te word. En dan sal hulle die koninkryk ingaan by sy fisiese wederkoms. Ek vertrou dat hierdie vir jou so bietjie meer insig gee en dat jy sal leer om die woord van die waarheid reg te sny. En dat dit wat in die evangelies en die eerste deel van Handelinge gesê word, vir ons geskryf is, maar nie aan ons geskryf is. Maar dat die Paulus, die apostel van die heidene, van Romeine tot en met Titus, Filemon, dat daardie aan die heidene geskryf is en vir ons lering is. En dat Jakobus en Petrus en Johannes se briewe weer geskryf is vir die Jode en Openbaring eintlik nie 'n heidense boek is nie, vir die nie-Jode nie. Want die kerk is nie deel van die gebeure van Openbaring nie. Hulle word weggeruk by die wegraap. Die hele Openbaring handel oor die ellende op die aarde na die kerk weggeruk is, om Israel gereed te maak vir Jesus se koms. Hy word mislei deur die antichrist. Hulle moet aanvaar dat as hy vir hulle sê van die merk, moet hulle die merk nie vat nie, want die merk vereenselwig hulle met die antichrist en hulle verwerp Jesus. En as hulle die merk nie vat nie, dan vereenselwig hulle met Christus, hulle sterwe vir hulle lewens, of sommige van hulle, en hulle verwerp die antichrist. Om eendag, as hulle volhard het tot die einde toe, in die koninkryk te kom. En dis baie, baie belangrik. Ek bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën en jou ook hierin sal leer.